Het is goed om saam met julle te wees, dit is maar so 'n tweede huis vir my, al verskyn ek maar net so eenmal in 'n maand of 3. Is dit lekker om in sentraal te wees, ek was van 2011 tot hier by 2011 was ek hier gewees, na ek afgetree het. So, is lekker om by die huis te wees, pragtig om al die bekendes te sien, en ook so wonderlik om gesigte te sien wat ek nooit in my lewe gesien het nie. Dit is so kosbaar. Ek kan vir julle vertel dat in al 3 ons kampusse, ek bedien in Noord, die seniors, en in Oos gaan dit goed. Oos verwelkom vanaand hulle nuwe pastoor, en dit gaan goed in die Oosgemeente, dit gaan goed by die Noord kampus. En ek kan vir hulle vertel, dit gaan goed in sentraal. Ons eer die Here vir sy genade aan al 3 ons kampusse. Ek lees vir julle die bekende 1 Korintiërs 11 vers 23 en 29. En ek gaan met julle gesels oor die nagmaal se verlede, die hede en die toekoms. So kom ons lees wat sê die woord van die Here. Hy sê die Here Jesus, dis Paulus wat skryf wat hy van die Here ontvang het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Tot sover die woord van die Here. Die nagmaal dra die hele storie van verlossing, bevryding, vergifnis van sonde, oorwinning oor die sonde, en oor die dood, en oor die duiwel. Die nagmaal laat bring ons by die besef, ons het te doen met Jesus Christus, die simbole van sy gebroke liggaam en sy gestorte bloed. En as die liggaam van Christus by mekaar is, dan moet die hoof van die liggaam ook daar wees. Want dit kan 'n probleem skep, as die hoof nie daar is nie, en net die liggaam. So, wanneer ons so saamkom by rondom die tafel van die Here, gaan dit oor hierdie sekerheid in 'n mens se binneste dat, omdat ons die simboliek rondom ons het, van die dood en die opstanding van Jesus Christus, moet hy by ons wees, en ons moet dit geniet, sy teenwoordigheid, en dit wat hy in ons harte lewend maak. Hy is die werklikheid van die liggaam. As ons Jesus uit die nagmaal uitvat, wat bly oor? Matsos, broodjies en druiwesap. Dis al wat oorbly. Maar, wanneer ek my fokus plaas op Christus Jesus, want die nagmaal vertel vir ons die storie van Jesus Christus, van sy dood en opstanding, van sy stuur van die Heilige Gees, van sy teenwoordigheid en uiteindelik van die bruilofsfees van die Lam in die hemel. Die brood die gaan in die hemel die lewende brood van Christus word. En die wyn gaan ons nuwe wyn drink, sê ons Here Jesus in Matteus, wanneer hy praat van, ek sal nie weer van hierdie wyn drink,
voordat ek dit saam met julle in die hemel drink nie. Maar nou kom ons begin by die begin. Kom ons kyk eers terug. Elke nagmaal is 'n geleentheid om terug te kyk. Elke keer wanneer ek die broodjie en die druiwesap in die hand neem, is dit 'n geleentheid om eers terug te kyk. Want dit praat van die kruis. Dit praat van die lewende graf. Dit praat van Christus Jesus wat opgestaan het, wat die volmaakte oorwinnings behaal het tot in alle ewigheid. Want hy sê hy het die brood geneem en hy het dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Die brood, as jy dit neem, sê vir jou, vir my, hierdie stukkie brood, wat nie saak maak of het Sasko of Albany's is nie, en dis matso, so dit is nog beter, is ongesuurd. Hierdie stukkie brood, sê vir my, dat die liggaam van Jesus Christus is vir my gebreek. Hy het gewone suurdeeglose brood gebruik daai aand, 10 teen net so dik soos hierdie stukkie matsos, maar hy was rond en hy het hom gebreek. En hy het gesê, soos hierdie brood, ek breek dit en ek gee dit vir jou. Soos wat jy dit vat, sê jy, dit is sy liggaam. Dit praat van sy liggaam. Dit word nie sy liggaam nie. Dit sê net, sy liggaam is soos hierdie brood gebreek vir my. Dit is om my rede dat die brood kom in die plek van die paaslam. Daar is nie meer nodig om 'n paaslam te slag nie, want Christus Jesus, die paaslam gestuur uit die hemel, is eens en vir altyd geslag en hy het opgestaan en hy lewe vir altyd vir jou en vir my, wat vanmôre rondom die tafel van die Here is. Die paaslam is vervang met die brood, die liggaam van Christus. Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Hy het eenmaal gesterf en die sonde van die mensdom weggeneem. Die gebreekte brood praat van 'n gebroke liggaam van Jesus Christus, wat gegeesel was, wat opgespoeg was en geslaan was. 'n Liggaam wat die kruis moes voortsukkel tot waar die soldate iemand nader geroep het en gesê het, dra die kruis. Was sy stikkende liggaam. Elke broodjie wat jy vat, vir die afgelope 80 jaar plus vir sommige van ons, sê vir my, dis vir my, elke katshou, elke vuishou, elke druppel van sy bloed wat gevloei het, is vir my. So wanneer jy dit vanmôre in jou hand gaan neem, onthou die gebroke Christus. Deur sy bloed bring hy 'n nuwe verhouding, bring hy bevryding vir alle mense wat hom aanneem, sodat uiteindelik ons in 'n volmaakte verhouding met die Here staan. Wanneer ek hierdie kelkie in my hand neem, of die beker, dan moet ek weet, dis hierdie simbool van sy bloed, wat ek vanmôre gaan nuttig, wat vir my sê, dis vir my gestort. Aan die kruishout het hy sy bloed gestort, wat 'n nuwe verhouding bring. Hy sê hierdie beker is die nuwe verbond, die nuwe ooreenkoms, die nuwe kontrak wat God met jou en my as mens sluit en sê, ek kom om in jou plek te sterwe. My bloed, hierdie bloed waarvan hierdie die simbool is, dit sê vir my dat ek Christus Jesus terwille van my die verbond, die nuwe kontrak, dat ek verlos is, dat ek in 'n nuwe verhouding met die Here is, dat ek geteken is met die bloed van Jesus. Daar's 'n opstanding wat voor lê. Dis die versteeling, die beseeling en die opstanding, die woord bevestig, die nuwe en die laaste verbond. Nou sê die boodskap,
Hierdie beker is die bewys dat God 'n splinternuwe ooreenkoms met julle maak. My bloed wat binnekort gaan vloei, sal julle sondes wegwas. Dit sal maak dat julle in 'n nuwe verhouding met God staan. En 'n nuwe Afrikaanse vertaling sê, dit is my bloed wat ek tot voordeel van baie mense gee, sodat God nie meer die verkeerde dinge wat hulle gedoen het, teen hulle sal hou nie. My bloed maak die nuwe ooreenkoms en testament tussen God en julle geldig. Ons leef vanmôre deur hierdie simbole, die ongesuurde brood en die druiwesap in 'n nuwe verhouding met die Here. En uiteindelik gaan ons in 'n volmaakte verhouding met hom leef, vernuwe deur Christus en as kinders van die Here. Maar nou kom ons kyk, wat sê die nagmaaltafel vandag? Nou, hierdie dag, 1 Maart, wat sê die tafel vir ons? Eerstens het ons gelees, doen dit in my gedagtenis. Nou hoortjie gedagtenis beteken onthou wat ek vir jou gedoen het. Onthou wat ek vir jou gedoen het. Onthou die dag, ek kan dit nou soos gister noem, wat jy op jou knieë geval het in Stanger in 'n AGS gemeente, op 'n grysmat met sulke rooi en groen en blou strepe op, en my aangeneem het as jou persoonlike saligmaker. Onthou 1966 in Stellenbosch se kerk, waar jy nadat jy begin afdwaal het, weer gekniel het en die Here jou weer eens uitgelig het. Onthou by elke nagmaal, die Dinsdag biduur in Durban Sentraal, toe die Here vir Petra en vir jou in dieselfde biduur onafhanklik van mekaar geroep het en sê, nou is die tyd om bediening toe te gaan. Onthou wat God vir jou gedoen het, antwoorde van gebed, waar jy in my skoonouers huis gestaan het met my oudste seun, wat so slap in ons arms is, hy hang net so. En ons skoonma begin bid, en skielik ruk hy, en hy is vandag 'n man van 58 jaar oud. Onthou wat God vir jou gedoen het. Elke keer as jy die nagmaal gebruik, onthou het hy jou deurgedra. Onthou hoe hy daar was op die 10de Februarie verlede jaar, toe hy gesterf het, was God daar. Sy engele het daar kom haal. Onthou hierdie goed. Hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Bou eintlik 'n monument. Klip vir klip. Elke nagmaal moet ek eintlik 'n klip van dankbaarheid vir die goedheid van die Here bring en op my stapeltjie pak. En sê, Here, dankie vir honderde klippe wat ek kon pak oor die afgelope dekades. Om te sê, Here, U is goed vir my. U het my gered. U het my staande gehou, U het my deurgedra, U het my omvou in my donkerste oomblik. Bou 'n monument by elke nagmaal, deur nog 'n klip op die klipstapel te sit tot getuienis wat God gedoen het in jou en in my lewe. Onthou, met liefdevolle herinnering, as dit nie vir God was nie, was jy nie vandag hier nie. Was ek nie vandag hier nie. En ek sit 'n klip op die stapel. Miskien moet ek al 'n leer teen my stapel sit vir die afgelope 80 jaar, om op te klim en te sê, Here, ek is nog dankbaar. U is nog goed vir my. U het my nog gedra. Dis vandag 'n nagmaal geleentheid. Ek sit nog 'n klip op. En as dit nodig is, begin ek maar die fondasie onder groter maak, dat die stapel nog kan groei, totdat ek uiteindelik nagmaal hou in die hemel. En dan sê die Here, Paulus sê die Here Jesus, en elke keer as julle dan van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig, elke keer, luister mooi, die Bybel sê, elke
keer wat julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elke keer as jy 'n stukkie brood, nagmaalbrood vat en jy vat die beker of die kelkie, sê ek wil 'n preek hê, ek preek, die Here het my siel gered, hy kom my haal, ek vertel vir elkeen wat saam met my vanmôre nagmaal gebruik, die Here is goed vir my. Ek verkondig dit deur my gesindheid, ek verkondig dit deur die dankbaarheid in my hart, ek verkondig dit met groot liefde teenoor die Here. Ek is 'n prediker deur die gebruik van die nagmaal. Elke nagmaal verkondig ek iets. Ek vertrou in my geval dat die waarheid van my lewe 'n verkondiging is van die goedheid van die Here. Dis vandag, soos jy vanmôre oor 'n paar minute die nagmaal gaan gebruik saam met my, word jy 'n prediker. Die manier hoe jy dit gebruik is 'n preek. Ek kan dit soos 'n pilletjie in my mond gooi en dit afsluk met 'n bietjie druiwesap. Of ek kan dit stadig in my mond sit. Sê Here, ek is so dankbaar. So dankbaar. Nee, jy kan net dankbaar wees dat jy hierdie nagmaal kon bywoon vanmôre. Jy kan net dankbaar wees dat die Here jou nog nie vergeet het tot vandag toe nie. So ek is 'n prediker. So op elke nagmaal, daardie oggend soos vanmôre, lewer ek 'n preek, ek verkondig die dood en die opstanding en die ewige lewe deur Jesus Christus. En dan wat van die toekoms? Die Here Jesus sê in Matteus 26 vers 29 met die instelling van die nagmaal, en hy sê, nadat hulle die brood gebruik het en die beker gedrink het, ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag, wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Die nagmaal het 'n toekoms. Want elke nagmaal sê vir jou, daar kom 'n dag. Jou lewe, my lewe, miskien vroeër as wat ek dink, dat ek gereed gaan maak saam met die engele vir die groot bruilofsfees van die Lam. Ons hoor baie van die lang tafel, ek het dan nooit sulke grand goed bygewoon nie. Want dit is glo 'n inding, jy dek 'n lang tafel. Nou weet ek nie hoe praat jy van daai punt van die tafel met die ou wat die ander kant sit nie. Maar in elk geval, in die hemel gaan daar so 'n lang tafel wees, dat daar ontelbare kinders van die Here by God se tafel gaan aansit. So elke keer as ek die nagmaal gebruik, dan kyk ek vorentoe, dan sien ek in my geestesoog, daar kom 'n dag, wanneer die stem van die aartsengel sal weer klink, en die basuin van God sal blaas, en Christus Jesus sal neerdaal, en ons sal almal wat op die aarde oor is, en die van ons wat alreeds huis toe is, sal uit ons grafte of uit die as opstaan, en ons sal hemel toe gaan. En dan vra ek my elke keer, as ek die broodjie gebruik, en die druiwesap drink, is ek gereed? Is ek gereed? Kan Jesus nou kom? Kan hy nou kom? En as ek gereed is, sê ek, Here, kom Here Jesus. Kom gou. Lank het ek U verwag. Hierdie besondere gebeurtenis, die bruilofsfees van die Lam, gaan ons nie appetizers se druiwesap drink of wat dit ook al is nie. Ons gaan nuwe wyn drink.
Hy praat van in Matteus 26:29. Ek sal saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader drink. Hemelse wyn. Ek weet nie hoe hulle dit gaan maak nie. Ek weet nie of daar 'n wingerd is nie. Goddelike wyn. Wat slegs in die koninkryk van God gebruik mag word. Wat nie meer spreek van die bloed van die lam nie, maar van die vreugde, die oorwinning, die seën, die liefde, die goedheid van God, wat ons sal verwelkom in die hemel, waar al die ander dinge vir ewig verby is, want ek drink, met eerbied gesê, 'n beker saam met my bruidegom, die koning van al die konings, die Heer van al die Here, Jesus Christus, en saam met hom die Vader, en die Heilige Gees. So die nagmaal het 'n verlede, hy het 'n vandag, en hy het 'n toekoms. En wanneer ons nou gaan aansit aan die tafel van die Here, vat net 'n paar sekondes, voor jy jou broodjie gaan gebruik, en die glasie of die beker, en te dink, dankie dat U my verlede verander het, in wat ek vandag is. En dankie dat U my gaan staande hou, totdat U my kom haal. Want elke nagmaal is 'n unieke ervaring. Daar sal nooit weer 'n nagmaal wees soos hierdie nie. Dis 'n nagmaal wat sê, kyk terug met dankbaarheid. Kyk na vandag en sê, Here, dankie vir die geleentheid wat ek nog kan hê om te sê, hou my trou, Here Jesus, hou my trou. En dankie dat ek 'n toekoms het. Ek is op my pad hemel toe. Want dis wat die nagmaal storie, elke nagmaal, vir jou en vir my vertel. Kom ons gebruik dit vanmôre, tot verheerliking van die naam, bo elke name, Jesus Christus. Amen.